as ek my quad geskeur het, gaan ek fisio toe. So ons moet dit eintlik bietjie meer normalise, dat jy gaan na fisio toe na jou geboorte gegee het. Ek was by die aquarium, en ek het die jellyfish daar gesien. Ek gesê, dis 'n perfekte manier om pelvic floor oefeninge te Kan soos 'n doen. veertjie. Die dokter het gesê dit moet amper wees soos dat jy 'n tissue uit 'n boks uit probeer. Dis reg. Kan ek julle leer? Asseblief. Okay, so die nommer 1 gaan ons Maar die dan lê op uit. die tafel. Oh, we're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got stats for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hallo maats, ons liewe kykers en luisteraars. Welkom terug by Grys en Gatvol. Ons het vir julle 'n wonderlike program. Ek is Maritza Breitenberg. En ek is Melanie Verwoerd. Julle is baie welkom hierso. Hallo. Hoe gaan dit? Nat in die Kaap. Ek sien julle daar op Stellenbosch amper weggespoel. Dit was verskriklik. Ek Ja. was die heel eerste keer in my lewe wat ek gery het in 'n straat, 'n ordentlike straat in die dorp waar ek gestop het en gesê het ek sien nie kans om daar deur te ry nie. En jy het nogal 'n groot kar, so dis nie. Ja, my kar het is hoog, lekker klewens, hoog, ja. Toe sê ek net, ek het my kleinkinders in die kar gehad, want ek is so nuuskierig gesê, waartoe gaan ons ouma? Toe sê ek, nee, ons gaan op avontuur, ons gaan bietjie kyk. Gaan paddels kyk. Ons gaan kyk die rivier wat afkom, Dis ons en wonderlik, daai Stellenbosch. straat, né, was so vol water geweest, so as 'n klomp jong studente, wat daar uitgekom het en agter in 'n kar mekaar gesleep het. Daai water was so diep geweest. Ongelooflik. So 'n helfte van die karre se deure, se vensters Reg. daar. Langs die kant, dit was verskriklik erg. Maar in Kalkbaai ook gister, ek was daar gewees en dieselfde storie, sjoe, die water het so, want dit kom in sulke bursts uit. Maar kyk hierso, ek het myself beloof, ek gaan nooit weer hierdie winter kla oor koue of reën nie. Ek hou van reën, ek moet nou by sê, Ek maar ook oor die ja. koue nie. Ja. Want ons het so warm gekry hierdie jaar. So ek net besluit nooit weer kla ek oor koue weer nie. So Ja, ek moet sê, ek is nie baie sensitief vir weeromstandighede nie. is nie lief vir hitte nie. Ek hou van warm en ek hou van koud. As jy weet, die weer is altyd vir my soos wat dit is, aanvaar ek dit 100%. As dit winderig is, Kyk nou hoe boeddhisties is jy. nee, serieus, die enigste ding wat vir my in die verlede geplaat, as 'n wind noise, as 'n ding, Ja. my ore hou nie daarvan nie. Ja. Maar my hare is kort, so ek het nie hare wat waai En jou nie. lipstick vas nie. As my kar vol papiere is en die Kaapse wind waai, so maak net my deure oop as my kar heeltemal skoon, maar dit is so, en as dit te winderig is en die wyn gaan uit my glas uitblaas, dan bly ek binnekant. En so ja, ek Dis was al nou nooit 'n vrede kan bly waar ek bly nie, want die wind waai te veel hierso. ja, nee, so ek geniet die weer soos wat dit is. Ja, so weer maak jou nie gatval nie. Nee. Okay, dis goed. Vir my, kom ek praat met jou wat my hierdie week gatwol gemaak het. Jy weet hierdie masjiene wat so blare blaas. Wat is die sin daarvan? Die goed maak soveel lawaai en al wat jy doen is jy blaas dit van hierdie kant af na daai kant toe. En dan moet jy nog steeds optel. So hoekom kan jy nou nie maar ek verstaan dit glad nie. Dis een van ek is all for technology en wat vir ons lewendes makliker maak. Soos my een professor op Stellenbosch gesê het, die ding wat die grootste verskil in sy lewe na die liewe Jesus gemaak het, was 'n skottelgoedwasser. O ja, Ek sê wonderlik. Devices is fantasties. Maar fantasties. wat is die sin van 'n blaser wat net blare blaas? Melanie, kyk, ek love a tool. Een van my gunsteling plek om te besoek is boekwinkels, Ja, ek is ook lief daarvoor. hardewarewinkels Ek ook daarvan. en kwekerye. ook Ek love hardewarewinkel en ek begeer so 'n masjien. Dit sou vir my amazing is. Ek dink dit is baie fun. Ek het een van daai goeters ook om my hedges te doen. Ek het Rarig. baie tools, baie speelgoed. Het jy toe belt? Nee, ek het nie 'n toolbelt per se Okay. nie, maar ek het overalls. So, ek dink dis fantasties want daai blare lê so dik en so baie, dan kan jy nou dit net blaas En dan? in een hoop. Dan vat jy nou jou groen sak
of jou swartsak, dit hang of nou waar Ja, jy ja, wat ja. jy gaan doen daarmee. En ek maak ook my eie kompos. So dan vat jy nou jou sak en dan kan jy dis op een plek staan en dit ingrawe. As wat jy hard Ek weet nie maar dit is daai lawaaiery daarvan irriteer my verskriklik. Los die blare dat dit maar net ontbind. Dis ek hou van blare. Dis ook jy mooi. weet ek los dit maar net behalwe my swembad, dis 'n probleem daar. Weet jy wat se ding wil ek hê? So as enige van julle vir ons wil borg, maar dit sal soek 'n beld. En weet Dis jy ander en goed is weet wat jy ek weet wil jy hê. Jy los die beld julle. Ek gaan vir julle 'n ander lysie gee. wat ek soek, Ja. nee. Het jy al gesien hierdie outomatiese grassnyertjies? Jy prop Nee. dit in. Dis soos hierdie, jy weet die klein stofsuiertjies in jou huis wat Ja. soort van rondloop en self opsuig wanneer jy kry dieselfde tipe grassnyer. Jy prop hom buite in, jy programmeer hom en hy loop elke dag, ek noem maar hy, loop die hele tyd daar rond en sny jou gras, eet jou grassies. Maar ek weet jy bly op 'n plaas, maar ek het 'n stukkie grasie voor wat ek self sny. Maar ek dink nou net as ek nie daaroor hoef te worry nie. So Hoe ek lank sê sny maar jy net self jou borgers. gras? Ja. Het jy 'n masjien wat Ja. jy inplug of Ja, het 'n petrol? nee, elektriese een, nee. Die elektriese een nie Klein klein skiet of so stukkie jy plug hom in en dan stoot jy nou Ja, daai. een en weer, een en weer, is 'n klein enetjie. Maar Ja. ek kyk daar en ek begeer nou regtig daai klein dingetjie wat net so rondhardloop. Dan my En gaan jy sê nie bang hy donder in jou swembad nie. Nee, jy programmeer dit. So jy sit lyne. Dis is die klein stofsuiertjies wat mos ook nie by jou trappe afval nie, jy weet. Het jy so stofsuier? Ja, ek het 2 van hulle. Nou die een, ek moet hulle altyd dop want hulle wil uitloop op die balkon, jy weet. Dan hoor jy hulle so die hele tyd, skielik dan dink jy, hoekom het hy nou so stil geword, jy weet. Miskien is een van hulle 'n roker. Of hulle hak vas onder jou bed, jy weet, soort van skielik staan hulle daar en weet nie waarheen om te gaan nie. Maar nee, soos ek sê, ek maar dit as oop verborgskappe van daar's verskeie maatskappye wat dit het en ek dink dit pas baie goed vir julle brand om 2 middeljarige vrouens se gras te kom outomaties sny. Dink Ek stel meer nou belang in 'n huis enetjie, maar nou sien ek ook talle van my het nou so een en dan sê ek, "Hoe werk dit?" Sê hulle, "Nee, is fantasties." Sê ek nou, "Wat doen julle om nou te prep vir dit?" Dan sê hulle, "Nee, hulle tel al die Ja, matte word dis- opgetel nee, en nee, hulle nee. al die stoele kom op die Nee, tafel." nee. Dink ek nee, weet jy wat, nee. Nee, ek weet, dan sit Dan meer dink werk. ek doen dit so met jou van my huis is ook so ek Ja, op soos die my tikkie draai. grasperkie, ja. My huis is jou grasperkie. Maar dis die ding, so jy weet, nee, maar jy hoef nie alles op te tel nie. Hulle loop maar so tussendeur. Dis net as jou stoele se pote te na mekaar is en hulle kan nie tussenin kom. Nee wat. Ek is nog steeds 'n bietjie onrustig want van daai wasmasjien, van daai stofsuiertjies het natuurlik kameras nou deesdae in. En as iemand inlog op jou Wi-Fi, dan kan hulle jou dop wat jou masjien doen. Ek het al gehoor van mense want jy sien die hele huis dan so. Maar dis dan nou 'n bietjie raar dat dit gebeur. Nou, ek voel altyd hierdie mense wat so bang is vir mense wat hulle dop hou en jy weet, Uncle Wat Sam doen weet hulle? wat om jou dop te haal, hulle weet wat jy koop, hulle weet waar jy gaan en al. En dink vir myself, volg my gerus, my lewens, ek leef op 'n bank en ek eet kiwi, ek neem fotootjies van voeltjies, ek drink my wyn, ek ry rond, ek speel met my klein kinders. Dit is so uneventful. Ek sê ook altyd as iemand geïnteresseerd is in wat in my teksboodskappe aangaan of wat ek my daaglikse lewens is, selfs wat in my bankrekeninge aangaan, hulle sal so verveeld wees na 'n dag, jy weet, so van dit maar net los. In elk geval. Right. Ons stuur tog vir ons maar julle boodskapies, laat ons hoor. Baie dankie vir almal van julle wat inskryf na ons toe. Ons waardeer dit baie. Onthou ons e-pos is info@grysengatvol.co.za. Ons gaan net nou 'n baie belangrike onderhoud voer. Iets wat ek dink, wat baie vrouens van ons ouderdom raak en dit is wat hulle sê in Engels pelvic floors, soort van wat is dit in Afrikaans maar dit sê? Wel, ek dink ons ons praat van die bek en gordel. Ja. En waarmee ons vrouens sukkel, tussen 10 en 50% van vroue sukkel met een van 2 goeders. Die ene is prolapse of uitsakking. Wat eintlik so 'n bultjie maak so dit sak uit. En die ander ding, en dit kan wees van jou blaas, dit kan wees van jou darmstelsel dan deur jou anus en daai goedjies kan uitsak. En dit kan ook jou vaginale wand wees wat uitsak. So dit is die uitsakking. En dan natuurlik inkontinensie. En dit is nou wanneer jy, as jy lag of spring of nies en jy pieps of jy poep so bietjie sonder dat jy kan nie meer jou poep keer nie. Ek onthou ek het 'n ou tannetjie gehad wat by my kom kuier het, maar sy was al 92 en my kinders het so gelag want soos wat sy opgaan met die trappies, elke keer as sy haar regtervoetjie neersit, het sy So wanneer 'n ou nie meer so jou knypspiertjies nie lekker werk nie
of as daar uitsakking is. So ons gaan nou met Monique. Ja, net hierna praat ons met Monique Koopman wat 'n absolute kenner hierop is en wat al vir dekades hier aan werk. So bly by ons. Julle baie welkom terug. So ons het 'n wonderlike gas vandag, Monique Koopman. Want soos ek met dit oor gepraat het nou voordat ons gebreek het, dis die een ding dink ek wat baie vrouens mee sukkel van ons ouderdom en ook ek dink die ene wat ons nogal vrees, nê, want jy wil nie begin snaaks ryk of nie meer goed kan doen nie, want jy begin inkontinent raak en daar's soveel ander goed wat daarmee saamgaan. So, omdat ons so baie vrae kry daaroor en so baie vrouens daaroor praat, het ons gedink ons gaan nou maar na die kenner toe gaan en ons het vir Monique Koopman nie, wat 'n absolute kenner is op hierdie terrein. Monique, vertel gou vir ons 'n bietjie van jouself en hoe het jy hierdie pad gekom en baie welkom. Hallo. So ek is Monique Koopman. Ek is 'n fisioterapeut. Ek het 'n praktyk, 'n private praktyk in Panorama, maar ek doen ook 'n kliniek vir Tygerberg. Net een keer 'n week waar ek hulle Irugani Physio Department daar ran. En dan is ek ook die inkomende president van SA Physio. Ek vat oor in September hierdie jaar. Ek is besig om ander fisio's op te lei. So ek is een van die lecturers. Ek doen spesifiek anorectal lecturing. En dan is ek ook besig met 'n projek waar ons die res van Afrika oplei in vrouegesondheid. So Ja, Maar ekskuus, jy sê anorectal, so jy doen opleiding oor die anus en die rectum, daai, gaan dit oor prolapse en Dis inkontinensie van die darmes. Dit is as jy nie jou poepietjies in jou stoelgang kan. dis reg. Ja, fooi, Dis dit reg. is nogal so groot. Dis 'n groter taboe as Irina. Ek dink Irina is so algemeen. Mense dink soos, "Ag, ek is oud." Dis deel van oud word. Maar wanneer die meeste en ons sê eintlik hulle is meer headache pasiënte, hulle is baie meer gestres, hulle het baie meer depressie. Tuurlik, ja. Is die anorectal pasiënte. Ja. Is dit mans en vroue? Of is dit Ja, so spesifiek- ek is opgelei in vrouegesondheid en mansgesondheid en kinderbladde en bowel, so ek sien alle pelvises. Alles met 'n bekken behalwe dier. Ja, Okay, so ek het nou gesien jy het hier vir ons iets gebring. So kom ons Dis begin reg. gou daarmee. Praat met ons oor, ek dink die pelvic floor is die bekkengordel, né, in Afrikaans. Dis reg, ja. Verduidelik vir ons, Ek wys dink vir dit is ons. bekkengordel, maar ek sal my kop op 'n blok sit en sê niemand roep dit nie. Presies, almal praat Almal pelvic praat floor, van 'n né? pelviese vloer. Ja. As ons dit in die community dan weet ons dis 'n pelviese vloer. Ja. So kom ek praat met julle amper asof julle my pasiënte is. Asseblief. Okay. So ek is 'n Dis is dalk. ja. praat jy uit nie? So ek is, soos ek sê, ek is 'n pelvic floor fisio. En wanneer pasiënte na my toe kom, dan doen ek die eerste 20 minute van my consultation is verskriklik baie education. Want baie mense dink dis net pelvic floor oefeninge, net Kegels. Ek sal pasiënte na my toe kom en dan sê hulle, "Ja, maar ek doen Kegels." Ek knyp Maar vir die vale. Ek knyp of hulle sê, "Ja, ek doen Pilates." My Pilates vroutjie sê knyp en ek knyp en dan ek knyp, maar ek knyp verkeerd. Ja, ja. En ons sê altyd dis pelvic floor oefeninge is nie die magic pill nie. Jy kan 20,000 pelvic floor oefeninge doen in 'n dag, maar as die ander goedjies nie by is nie, as jy nie na die ander goedjies kyk nie, gaan jy nog steeds sit met 'n probleem. So, ek is baie te doen met die pelvic floor, die organe wat in die bekken sit en die ander spiere wat rondom en op die bekken sit. So die pelvic floor is 'n spier en hierdie spiertjie kom van jou stuitjie en hy heg vas hier voor by jou eisbeen. Die doel van die pelvic floor is 2. Eerste, help dit met die ander ligamente en die fascia, help om hierdie 3 organe te support. Dit is jou rectum, jou baarmoeder en jou blaas. En die pelvic floor gaan ook rondom die anus, Rectum, miskien sê net vir ek hom mooi bybly. Dis die rectum, die baarmoeder die baarmoeder en die blaas. So hy is onderstel om hom lekker al te daai support. vas, ja. Letterlik 'n vloer amper wat dit Dis 'n ophou. vloer, dis reg.
Dan gaan hy ook rondom die anus, rondom die vagina en rondom die blaaspypie. So sy doel daar is wanneer dit nie 'n gerieflike tyd is om te gaan nie, is hy onderstel om toe te knyp. Om seker te maak as ek 'n wind het en ek kan nou nie die wind los nie, dat hy toe knyp. As ek nie penetrasie wil hê nie, dat hy toe knyp. En as ek nie wil piepie nie, moet hy lekker toe kan knyp. En die teenoorgestelde van dit is, kan ons 'n pelviekvloer hê wat baie styf is. En as ons 'n stywe pelviekvloer het, kan dit wees dat ek nie my anus lekker kan oopkry om stoelgang uit te kry nie. Hierdie is pasiënte wat sê vir ons, ek sukkel, ek voel die stoelgang sit daar, maar ek kan dit nie uitkry nie. Of ek sukkel om al die stoelgang uit te kry. Dit voel altyd asof daar ietsie agterbly. Of weet jy, seks met my man is verskriklik seer. Penetrasie is baie seer. Of hulle sê, ek moet baie lank wag voordat die piepie uitkom. Of ek moet druk om die piepie uit te kom. Want dan moet hulle deur hierdie drukking wat hier ophou, eers dit met intra-abdominale drukking voordat hulle kan piepie. Ek verstaan, en van bo af nou eers onder te druk, laat hom kan oop, forceer amper. Forceer, exactly. En dis nie te sê dat al drie gelyk ewe styf is nie. Jy kan te styf wees net in jou anus. Jy kan net te styf wees, want ek was eendag by so dokter Sosiaal se nou gepraat van Tessa wat ons albei ken. Ek was by haar gewees, sy sê vir my, okay, knyp. En toe ek nou knyp, sy sê, jy's 'n boutknyper. Dis reg. So ek dink ek is uit vir my verduidelik, ek knyp so verkeerd, want ek dink ek maak nou al my voorgoedjies in my blaas lekker styf, mentam knyp ek net my bout, al hoe meer, ek het 'n stywe boutjie, maar dit is ook al. Ja, maar dit sê vir ook hoe sterk is jou pelviekvloer. Want ons grade daai pelviekvloer uit 5 uit. Waar ons sê, nommer 1, voel jy net so 'n bietjie van 'n flikker amper. As iemand knyp. As jy knyp. So As jy jou voel pelviekvloer knyp, Ja. dan knyp jy eintlik net hier by jou anus, dat 'n mens net 'n bietjie van 'n flikker voel. Nommer 2, knyp jy jou anus baie goed, maar jy kan nie die vagina knyp nie. Nommer 3 is jy knyp anus, 'n bietjie van die vagina. 4 is 'n vagina, anus, vagina en 'n bietjie van 'n lug. Ja. En nommer 5 is maksimum kontraksie. Right? So as 'n mens kyk hierso, die meerderheid van hierdie pelviekvloerspier sit eintlik rondom jou rektum. So dis hoekom Die spier se massa sit die daar. massa sit daar. En hy kom letterlik so voor dat die massa, die groot gedeelte is hier by die anus. So dis as 'n vroumens met 'n probleem kom, is dit gewoonlik eerste met die blaas. So hulle kom eers met die blaas en ons sê as hulle nou baie erg is, dan sit hulle dan met rektum of anus probleme. Maar die meerderheid mense sit omdat die bulk van daai spier sit hier agter en baie min sit hier by die Net so 'n klein puntjie van die bootjie wat daar bo sit. So dit beteken as ons oefen, dan moet 'n mens dan regtig waar lekker kan knyp om al 3 van daai gaatjies toe te maak. En ook, ek hoop julle almal weet daar's 3 gaatjies. Ek vermoed daar's 'n paar mense wat dit nie weet. Ek dink nie so nie. Daar's 3 gaatjies. Ek weet mens moenie te veel lag nie, want ek weet ek het 'n hysterektomie gehad, maar dit sou ook. En toe ek was by 'n boek geskryf en toe ek op die radio begin gaan, weet jy hoeveel vrouens het my gesê hulle weet nie wat is uitgehaal en selfs wat is daar nog en wat is nie. En dis, jy weet, so ek dink baie mense, dis miskien hierdie, meeste mense weet daarom seker dit, maar jy weet, ek dink mense moenie dit aanvaar nie. Exactly, ja. En ek dink vir al die ouer tannies, hulle weet nie eintlik daar's 'n verskil nie tussen wat is jou urethra en eintlik wat is die vagina. Hulle weet eintlik nie dat daar's eintlik 3 gaatjies hierso. Ja, jy weet, want in die ou tyd of selfs in ons tyd, wel my tyd toe ek nou nog jonk was, het mense gepraat, en ek praat nou van die ouer gardes, gepraat van die verkeerde plekkie. So niemand weet wat gaan aan met die verkeerde plekkie, want dit is afterall die verkeerde plekkie. Maar intussen het ons nou geleer, dis die lekker plekkie. Is die lekker plekkie. En dit is die goeie. Dis die goeie plekkie. Dit is die intieme plekkie. Dit is die plekkie wat so baie van ons reguleer en so intiem is en so uniek is en so beautiful is. So ek is so bly ons het dit alles ons lekker alles daar op die voorgrond vandag. So Monique, vertel vir ons wat gaan
wat is die probleme wat opduik veral as jy bietjie begin ouer word? Wat gebeur? Ek dink ons moet nou miskien net praat wat gebeur as jy nou hysterektomie kry, want dis natuurlik 'n unieke probleem wat dan kan ontstaan, maar wat gebeur deur menopause en so aan? Hoekom begin vrouens dan dikwels ongemaklik raak? Of selfs childbirth. Kom ons gaan hierdie hele ding. So, eerste wil ek eers sê, soos ek het nou gepraat van 'n pelviekvloer wat pap is en wanneer die pelviekvloer pap is, dan kan hierdie organe nie lekker bo gehou word nie. En dis wanneer jy na dokter toe gaan en dokter sê, dit lyk asof jou baarmoeder gesak het of jou blaas het gesak of jou darm het gesak. Die ander enetjie van 'n papper langer pelviekvloer is dat jy nie kan knyp nie. Ons het ook gesê die teenoorgestelde van dit is 'n stywe. Maar styf beteken nie sterk nie. Want baie mense dink as meer soos 'n spasma. Dis 'n spasma, exactly. So as my pelviekvloer heeltyd in hierdie stywe posisie sit, dan gaan hy moeg raak. Die uithou vermoë gaan nie baie goed wees nie. So dit beteken wanneer ek moet hoes of lag of nies, dan kan hy nie vinnig genoeg toeknyp nie. So ons kan 'n pasiënt hê met 'n stywer seerbekken, maar dan sit hulle nog steeds met lek. So wanneer 'n pasiënt na my toe kom en hulle sukkel met 'n prolaps of inkontinensie, gaan ons deur wat is die veroorsaak? Prolaps is uitsakking. Ja. So wanneer 'n pasiënt na my toe kom, wil ek altyd weet, hoekom het dit met jou gebeur? Van jy kan 'n ring kry om alles daarbo te hou. Ja, jy kan 'n operasie kry om alles weer op te bind. Maar as ons nie na die veroorsaak van die probleem kyk nie, dan gaan jy weer terugkom vir nog 'n operasie oor 5 jaar. En hoeveel van ons weet van iemand wat 2, 3 blaaslig operasies gehad het? En dis omdat ons nie gekyk het nie, wat is die veroorsaak van jou probleem? Ja. Vir my is daar 5 redes. Nommer 1 is kinders. So ons sê gewoonlik, as jy meer as 2 kinders gehad het, of as jou babas baie groot was, of as jy moeilik geboorte gegee het, as jy baie lang tyd in labour was, as jy geskeur het, en dis gewoonlik die pasiënte wat sê, dokter het gesê, ek het geskeur tot in my anus. So ons weet, ons kan hom weer heg, maar as ons nou nie ons pelviekvloer oefeninge gedoen het nie, is dit altyd 'n swakker punt. Tuurlik, ja. Gewoonlik is dit nie genoeg om 'n groter probleem te hê nie. Ek sien soms pasiënte met baie erge skeure, dan sal hulle dan kom na fisio toe, profylaktiek, of hulle sal kom omdat die dokters is bekommerd dat in die toekoms gaan dit 'n probleem wees. Okay, ek wil nou net vir jou vra, wanneer hulle aspirus, 'n episiotomie doen, Ja. waar die dokter om te voorkom dat 'n vrou net skeur, want 'n skeur kan jy nie goed beheer nie. 'n Skeur Dis kan reg. so lyk. En dan is dit nou moeilik om so 'n skeurtjie weer toe te werk. Dis reg. So baie keer gee die dokters vir die pasiënte wat normaal kraam, episiotomie, Ja. wat sny. Sny letterlik deur daai spiere. Ja. Of is jy terg. Ja. Daai gedeelte daar wat ek hoor die kinders om met 'n gooch of 'n cooch of so ietsiekie. Dit is nou tussen daai vaginale opening in die anus. Ja. Is dit 'n spier Wat dan? noem die kinders dit? Gooch. Ja, ek het dit ook al gehoor. Okay, ek is blykbaar te oud vir dit. Die mediese term mag nie uitgenoem. Ja. Of miskien of te jong. Ja. Maar ons noem dit die perennial body. Dis reg. Dis reg, ja. So So dis dis daai my wêreld. Ja. Ja. Okay. Maar hulle heg hom mooi Dis en waar. dan is pelviekvloer fisio bitter belangrik. Want ons moet dan rehab. As ek my bicep geskeur het, gaan ek na fisio toe. As ek my quad geskeur het, gaan ek fisio toe. So ons moet dit eintlik bietjie meer normalise dat jy gaan na fisio toe na jy geboorte gegee het. Dis so standard practice in die noordelike lande dat almal gaan na pelviekvloer fisio na geboorte. En ek dink dit is ietsie wat ons in ons land moet aanbeveel. Ja, ek was nou die dag ook verras want die jong klomp nou, as ek praat nou van my kinders se ouderdom, hulle is nou sê nou maar so tussen early 30s en late 30s, so Ja. in hulle 30s. En ek het vir Tessa gaan sien omdat as ek my kleinkinders optel, dan weep ek. En ek is nou nie meer lus vir dit nie. So toe het ek haar gaan sien en toe sê ek, ek was by die wonderlike vrou
En my kinders en skoondogters sê, "O ja, mamma, ons ken haar want ons was almal by haar." Ek sê, "Why?" Dis hulle na ons geboorte. swangerskap, exactly. Dit is uitstekend. Ja. Ons kan daai definitief promote. Ja, tweede rede is hartlywigheid. So amper 70% van die pasiënte wat ek sien, is hartlywig. En die rede vir dit is, wat doen ons as ons hartlywig is? Druk. Ons sit en druk. En daai drukking was genoeg om 'n baba uit te stoot. So imagine, ons sit op die toilet 1 keer 'n week, 1 keer 'n maand, en ons sit en druk. Dit oor tyd, oor jare, gaan veroorsaak dat ons 'n bietjie meer van 'n laxity het in hierdie spiere. Ook as 'n mens kyk, as my rectum baie vol is, hy sit dan baie drukking op my baarmoeder en op my blaas. So baie keer moet ons eers die hartlywigheid uitsorteer voordat ons die blaas reg kan kry. Of net vir ons kykers sê, in hierdie wonderlike prop wat sy hierso vir ons gebring het, Monique. As ek nou van hier af kyk, dan is die anus nou mos die klein sfinkterspiertjie en dan gaan dit op, die rectum is nogal groot, julle. Ja, Nee, Ja. hy is omtrent so groot, ja. né? So as hy vol is dit 'n gewiggie. Dit is Dit is soos 'n gewiggie, ja. Ja. En ek dink baie van ons dit is nie gerieflik om 'n nommer 2 te doen as dit nie in jou eie huis is nie, nê. Die manier hoe die rectum is hy is redelik plat. Dan as 'n stoelgang inkom, dan rek hy. Dit stuur dan 'n boodskap na my brein toe dat ek moet badkamer toe gaan. Maar nou is dit nie gerieflik nie en ek sit hom bietjie Not af. now, ja. Not now, exactly. So swel nou het. swel hy. Nou raak hy Okay. so. hy word gerek. Hy word gerek. Ja. Nou kom my eerste stoelgang in, nou kry ek nou nie meer daai boodskap nie, van die rectum rek nie. Nou kry ek nog 'n stoelgang, nou rek hy eers. Ons het baie, as jy langtermyn hartlywigheid het, dan sit jy met so 'n groot rectum. Jy terg. Dan moet daar baie stoelgang daarin wees, Sjoe. voordat ons die boodskap kry dat ons moet gaan. Staan En dit toe. is al dan 'n groot gewig op hierdie bekken. So dit is een van die grootste ding wat ons So dis doen. hartlywigheid nou. die- Hartlywigheid. Al ons pasiënte squat to potty. Hulle almal moet ietsie onder die voete sit sodat ons dit daai angle So jy sit met jou knieë hoër as jou boude. as jou heupe. Dis As jou reg. heupe. Dis As jou reg. heupe. Ja. Ja, So fantasties. dit is een van die dingetjies wat ons julle leer. Nommer 3 is swaar goedjies optel. So ek doen baie swaar gewigte by die gym. Ek powerlift, nê? Maar nou weet ek soos as ek nou iets 120 kg optel, gaan my bekken dit kan hou. Gaan my pelvic vloer dit kan hou. Maar die rule of thumb is as ek ietsie optel en ek voel daar's pressure daaronder, ek voel pressure hierso, dan is dit wat jy nou opgetel het te swaar vir jou. Dit beteken dit nie vir die res van jou lewe mag jy nie swaar goedjies optel nie, maar die closure pressure van my bekken en die pressure wat hier opbou met my intra-abdominale drukking, hierdie moet meer wees om seker te maak dat ek nie 'n downward pressure het nie. So as jy ietsie optel, kan jy fisies voel as jy jou oë so toemaak en jy konsentreer om te voel, kan jy actually voel dat daar drukking daar is. Jy voel dit. Jy voel dit, Okay. definitief, Alright. ja. So vir eers, as jy nou sukkel met prolaps of jy sukkel met inkontinensie, dan sal ons sê vir eers limit die hoeveelheid wat jy optel. Ons maak so vir tussen so 5 tot 10 kg en dan bou ons op hoe sterker jou pelvic vloer raak. As ons nou by 'n 4 of 'n 5 pelvic vloer strength kom, dan kan 'n mens dan bietjie meer optel. Maar ons moet weet dat hoe meer ek optel, hoe meer drukking gaan hier onder wees. Vir die vroumense wat prolaps het, hulle sal jou baie duidelik sê, ja, ek het wasgoed opgehang, inkopies gaan doen, huis skoon gemaak en nou sit alles daar ongemaklik en gevoelig daaronder. Dan weet ons, okay, jy het nou miskien te veel Bietjie opgetel. oor ys. Jy moet nou gaan lê, ons gebruik gravity, sware krag, gaan lê met jou bene teen 'n muur en ons gebruik sware krag om alles weer terug te bring. Want as ek so is, dan kom alles dan weer terug waar hy moet wees in hierdie area. Kopstaande mense, Kopstaan, Dis nou wat exactly. Ja, en asseblief tog, stuur die footage vir ons. Ek wil dit baie graag sien. Geen fout, Grys van Gansel. Dat sê Bene in die lug. baie dankie. Okay, so nou is ons by 4, né? Nommer 4 Ja. is oorgewig.
So ons sien dat vroumense wat oorgewig is, het geweldige drukking hierop. So as jy weet dat jy is oorgewig en daar's baie drukking, en wat gebeur as ons nou postmenopause is, dan het ons hierdie boepie. Al die vet distribution verander, ons kry hierdie maagvet. Ja, daai tussen die spiere alles en dit gaan so Jy kan sien die los tops wat ons almal Dit gaan nie op die rug as daar nie plek is op die maag nie. So daai drukking sit baie op hierdie bekken en oor tyd trek hy dit ook uit. Ja, okay. So ons sien so klein gewig. Optel en af is 'n groot verskil op die pelvic floor. Goeie nuus. Dit is goeie nuus, want dit is doenbaar. Want weet jy wat, ek het al by die gym een keer, né, so rukkie terug, voordat ek dit opgetel het nou weer, het ek 8 kg verloor. En toe ek by die gym daai 8 kg weight optel, dis flippend swaar. 8 kg is baie, 1 kg is baie. So as 'n mens weet, jy het nou 'n bietjie inkontinensie, en jy weet as jy 1 kg verloor, Dis al klaar dan kan beter. ek lag dat die bessies bewe, en ek Exactly. kan nies in die shopping sentrum. Ja, exactly. So, ja, dit is baie goeie advies. Ja. Ja. En dan die laaste enetjie is menopause. Hormone. So ons weet die vagina hou van estrogen. Wanneer daar genoeg estrogen in die liggaam is die pelvic vloer lekker sterk. Ons praat van hierdie plumpness wat in die vagina in is. En hy's lekker moisturized. Hy's lekker nat en moisturized net soos hy moet wees. Dan gaan ons deur menopause. Ek sê altyd saggy, saggy. Ja. So dieselfde ding wat met die gesig gebeur binnekant die vagina. Die muur en veral die posterior vaginal wall. Hy raak bietjie pap. Posterior is die agterkant. Dis die agterkant van die so vagina. dit is na die rug se kant toe. Dis reg. Okay. Hy bulge dan uit. So ek weet ek het 'n mikrofoon hierso, maar ons sê gewoonlik as my posterior vaginal wall bietjie swakker is en my rectum sit hier agter, dan gaan ek hierdie bulge kry. Maak dit sin? Hy val vorentoe. So 'n absolute game changer wat ons in die laaste amper decade ontdek het, is vaginale estrogen. Dit is I agree. 'n absolute game changer. Ons weet dat dit help eerste om die vagina te moisturize. Baie van die vroumense hou nie meer van seks na 50 nie, want is droog. Boonop die droog. Dis ook die verdunning van daai mucus laagie daar. Dis Dit reg. voed hom weer. Dis reg. So daar's nie skeurtjies nie. Daar kom nie infeksies nie. Dis reg. Dit is net fantasties. Ja, so Ja. omdat hy nou baie droog is, dan as jy seks het, dan is daar micro-tearing en dit voel soos razor blades. So dan vaginale estrogen en ons begin met net 2 keer 'n week insit. Dis letterlik en jy sit hom net in jou vinger. Jy hoef nie eers die applicator te gebruik nie. Sit hom binnekant in die vagina en dit bou daai vagina op. Studies wys dat in 6 maande sien ons al klaar 'n verandering in vaginale mucosa tissue. Dit is moist, dit is sterker, dit is meer robust, dit is gesond en dan het hierdie vroumens haar lewe terug. Ons weet ook met die hormoonveranderings het ons wat ons noem genitourinary symptoms. So dit beteken dat omdat daai droogheid en daai veranderings in daai tissue so erg is, kry hierdie pasiënt aanhoudende blaasinfeksies. Hulle kry urge, hulle kry irritasie. Dit is 'n moeilike tyd vir daai persoon. Ja. Ek dink een van die grootste podcasts wat is die een met Halle Berry waar sy praat oor hoe sy gedog het, sy het 'n nuwe man, hy het haar 'n STD gegee van dit brand en is seer. En toe gaan sy dokter toe en toe sê hy, you in menopause. So dis amazing en ek moet sê op die oomblik probeer om Premarin in die winkels te gaan koop of in die apteek. Dis uitverkoop. Wel, ek is baie dankbaar daarvoor. Dit is nou uitverkoop, maar dis daarom nie die enigste produk op die mark nie. Dis reg. As jy nie dit kan kry nie, daar is 'n Synapause. Daar is ander. Daar As is die ene nie ander. beskikbaar is nie, dring aan op 'n ander brand, maar kry dit vir jou. Dit is fantasties. Dit is soos jy sê, 'n life changer. Dis 'n life changer. En maak dit ook 'n verskil
aan die interne boonbehalwe die Definitief. mucus en die Definitief. ook. Ons sien definitief daai plampnis wat weer terugkom in daai vagina. Hy's nie meer so saggy nie. So ek een van my pasiënte het gesê, "Wag, ek dink ek gaan dit om my gesigheid smeer." Dit doen nie. Maar weet jy wat, ek het toe ek navorsing, ek het 'n boekie geskryf oor die vagina. En ek weet ook dat jy as jy deur menopause gaan, dan by jou klitoris, dan kry jou klitoris eintlik ook rinkels. So dit kan ook jou rinkels rondom jou klitoris wegvat. Ja, dan is jy nou weer 'n pragtige oppop. Dis is né? die sagging, ja. Ja. Ek miskien TMI, maar ek het gesê soos hier by 35 kry jy lippe waar jy nie voorheen lippe gehad het nie. Want dit wys jou hoe vroeg begin hierdie veranderings in jou liggaam. En dit is letterlik van 35 begin perimenopause. So ons begin sien al klaar daai veranderings in daai vroumens. Dit begin met miskien 'n bietjie van 'n menstrual veranderings. Dan is dit miskien ek het acne wat ek ontwikkel het op ek is nou eers 39, maar ek het weer van voor af acne begin kry. So daai hormone veranderings kom letterlik van 35 af. Sommige vroumense het dit baie vroeër. So, kom ons praat 'n bietjie so die een ding wat ons doen dan is die vaginale estrogen wat en sommige dokters weet ek sê ook bietjie testosteron is ook helpful. Ek weet daar's dokters wat dit ook sê, maar jy weet daar is nog op jou dokter se advies sal ek en die altyd dokters sê. moet dit voorskryf, dit moet voorgeskryf word. Maar afgesien daarvan dan, wat is die ander goed wat jy moet en nie moet doen nie of kan doen of nie moet doen nie? Jy weet. Ek sal sê nommer 1, moenie druk op die toilet nie. Okay. Dit maak nie saak hoe En wat van hardlywig. hierdie lank sit op die toilet met die selfone? Nee, 5 minutes in and out. dis reg. Max. In 'n squat-to-potty manier. So jy gaan jou bene opleg van wanneer ons in daai squat posisie is, dan is die spier wat my rectum so bietjie agtertoe trek. Dis my liggaam se natuurlike manier om seker te maak dat as ek opstaan dat poe nie uitval nie. So ons het hierdie rectum wat ons noem die puborectalis. Hy's een van die pelvic vloerspiere. Hy trek hierdie rectum so bietjie agtertoe. So dan kink die rectum so bietjie. Maar as ons nou in 'n squat posisie is, kom my rectum bietjie meer reg uit en dan kom die stoelgang makliker uit. So En op dit daai- en fiber, né? op Ons het 'n daai- fiber ook het, ons like 'n probiotic fiber. Dis maar wenn dit help, reg? Want dit beteken dat jy nie so hardlywig raak en so nie. Definitief. So daai stoeltjies wat kort mense soos ek gebruik om by die boonste rak uit te kom. Koop een voor die toilet ook en dan sit jy so soos 'n klein soos 'n klein paradjie sit Ja, en so. en gewoonlik sê ons 'n bietjie vorentoe sit, maar as die dokter al ooit vir jou gesê het, dit lyk asof jou rectum bietjie uitgesak het. Of as jy 'n bulge voel in die vagina en as jy na die vagina kyk, jy het 'n bulge wat hierso sit. Dan noem ons dit 'n rectoseel. Dit wys vir ons dat jou rectum net so bietjie deur die Hy kom vagina druk daar, en ingedruk. As ek vorentoe sit soos dit, maak ek hom eintlik erger. So dan gaan ek met my bene opsit, maar dan gaan ek 'n bietjie agtertoe gaan, sodat die sware krag hom bietjie platter kan maak en die passage uit is dan 'n bietjie En jy meer lig jou makliker. knie, sit back, relax, Maar dis and nou have a as jy, good one. maar kom ons sê net gou vir vrouens, hoe kan hulle weet wat die verskil is tussen 'n spier wat daar is en hoe voel dit? Want ek het al vrouens gehad wat my dit gesê het, hulle weet nie. Jy weet, is dit 'n spier wat Weet jy, hulle voel? Die spiere knop. sit hierdie kante. Aan die kante, reg? Ja, so dit is, as ek 'n bulge het wat hierso sit, so as ons nou dink aan die vagina soos 'n horlosie, as ek ietsie by 6 uur voel, Dis as jy nou so kyk. Dis van reg. vooruit, Ja. ja, as ek ietsie hierso sien en hy so pinkerig of 'n bietjie van 'n bulge daar, dan is dit nie my spier nie. Reg. Dan is dit een van die organe of die muur van die vagina. Onthou, ek het nou gesê dit is die vagina en dit kan die muur van die vagina Ja. wees wat ons daar sit. En ek dink is 'n baie goeie ding om vir vroumense te sê, van baie van die pasiënte is bang dat hierdie ding gaan uitval in die toilet. So hy gaan nie. Dis die muur van die vagina. Dis hoekom ek hou van my hemp te gebruik, want dit wys dan hoe die muur uitgesak het. Die enigste ding wat kan uitsak
is jou baarmoeder. So baie keer dan sien ons sê dit voel soos die knop van jou neus, dis is jou cervix. Die cervix voel letterlik soos my neus. Ja, dis So, reg, ja. Die vagina, die enigste ding wat by my vagina is my baarmoeder. So dis die enigste ding wat ek definitief daar kan voel. So hy kan soort van insak. Hy kan soort van nou insak. regtig net Deur die cervix. prolapse. Dis Dit reg. kom af en dan kan jy as jy jou vingers sou insit, dan kan jy voel, hierso so ietsie grofs. Dis hierbo. reg. Dit voel so. Dit voel so. Dis reg. Right. Die ander enetjie is die blaas, jammer. Right. So daai blaas kan ook uitkom, maar dan is dit meer my muur van my vagina, die anterior, die voormuur van my En daar waar vagina. die episiotomie is, voel jy hom daar of nie? Van die ander kant. Aan die ander kant. Die ander kant is by die rectum. Want onthou die episiotomie, Okay. as dokter gaan sny, Ja. gaan hy afsny. soos Yes, so En- waar en voel hy- jy die blaas agter Voor, die anus? aan die voorkant. aan die voorkant. So as hier is my vagina, ek O, sal aan 'n die bulge voorkant van jou hier. vagina. Dis reg. Want onthou, die Okay. manier hoe die organe sit is, dat ek my organe weer bou, is rectum, Agter. baarmoeder Right. Tussenin, en blaas. aan die voorkant. So as ek in die vagina in is, dan kan ek blaas voel by 12 uur Ja. en ek voel rectum by By 6 uur. 6 uur. Ja. En right, Waar die episiotomie gaan wees is gewoonlik hierso. So die dokter Ja. sny daar uit. Hy sny nie heeltemal reguit nie, hy sny skuins. Skuins, Ja. okay. So gewoonlik sien ons omdat die dokters meestal reghande is, sien ons dit aan die regte kant van die pasiënt. Dat die dokter so knip amper om hom so. Okay, so sit reg op die toilet. Dis dit Gebruik reg- hormone. Wat nog? ek wil een ding vra. Ja. Wat van postuur? As jy as mens so staan, dat jy soort van in jou heupe inhak en jy hang so. Dis reg. Jy doen nou daai. Dis reg. Kan ons net 'n bietjie praat oor postuur, want ek dink postuur kan ook 'n beduidende impak hê Definitief. oor of jy lyk as jy hoes of nies. Ja, so jy Daai het baie postuur. iets baie interessant gesê soos dis letterlik soos die vloer. So ja, so dit is die bekkenvloer, pelviese vloer is wat ons hom noem. Bo sit jou diafragma wat ons sê is die Dis nou dak. hierso. Dis reg. Ja. Dan het ons maagspiere wat die voormure is en ons rugspiere wat die agtermure is. So as ek so ons noem hom soos 'n as dit 'n emmer is en ek gooi water agteruit in my emmer, so ek het 'n maagie wat so is, Ja. dan het ek baie styfheid in my rug en hierdie is uitgerek. So dit beteken my pressures gaan nie baie goed wees nie. So ek gaan sukkel om 'n stoelgang uit te kry. Ek gaan sukkel om beheer te hê van hierdie is nie symmetrical nie. Hy werk nie lekker saam nie. Ons noem hom die synergy van daai spiere. Werk nie lekker saam nie. Dieselfde is as hy in hierdie posture is. Okay. Nee, en gewoonlik sien ons swanger vroumense is in hierdie posture. Vrouens met baie hoë hakkies ook. En vroue met baie hoë hakkies, exactly. Ja. En Ja. gewoonlik in hierdie posture het ons baie styfheid dan in daai Ja. pelvic vloer. Want dis baie ons doen alles Ja. en hy word uitgerek soos in hierdie posture. So een van die oefeninge wat ek baie vir my vroumense gee is wat ons noem pelvic tilts. So ons doen en ons vind wat is my middel? Hoe vind ek my middel? En dan sit ek met 'n neutral pelvis. Okay, so daar's nog 'n Pilates, doen jy dit praktiese ook baie. Pilates doen jy dit ook baie, ja. ja, Okay, so postuur, hormone, toilet toe gaan, gewig verloor. Gewig verloor. Necessary. En nie swaar goedjies op. geswaar goedjies nie. En dit is die belangrikste ding. As dit dan nou kom by al hierdie Knypoefeningkies. Dis Wat? definitief nie 'n knypoefening nie. So onthou ek het nou net gesê dis rondom die Ek weet, anus, ek weet. rondom die vagina. So baie keer dan kom pasiënte na my toe en dan ek doen my pelvic floor oefeninge. Nee, is eintlik jou maag daar en jou Nee, boude. dis jou boude, Ja. of jou bene, of jou maag Ja. wat jy saamtrek. Ek hou van hierdie voorbeeld. So, as ek water in my mond wil hou, kan ek dit doen. Nee, dit sê wel. So nou wel. Ja, wat moet ek doen? So my spier
is my pelvic vloerspier. Ja. My is my bene wat ek saamtrek. Okay, ja. My is my hand wat ek daar hou om seker te maak dat ek nie Hy nie piepie uitval nie. nie, ja. Dit gaan nie werk nie. Om seker te maak dat hy nie uitkom nie, moet ek En dis letterlik, Ons sien nou almal dat julle besig is om almal julle te doen. Ja. So wanneer ek my pelvic floor oefeninge doen, moet niemand kan sien dat ek my oefeninge doen nie. Ek moet volhou knyp die anus, ek moet volhou knyp die vagina. Die manier hoe ons regte pelvic floor oefeninge doen, is 2 maniere. Daai spier is 70% wat ons noem slow twitch fibers. Dit beteken hy is responsible vir uithou vermoë. Hy moet lank kan hou. So byvoorbeeld, hy moet al my organe daar lekker support vir die hele dag. Of hy moet kan knyp totdat ek by die toilet uitkom. Ja. My broek uittrek. Dis nou weer sit. fast twitch. Nee, dis slow Is twitch. dit ook slow twitch? Ja. Fast twitch is hoes, nies, lag. Iets so vinnig optel. So hy moet vinnig gaan gebruik. Dit is net 30% van my spier. Okay. Maar ja. wat die publiek van weet is Kegel oefeninge. En hoe doen ons Kegel oefeninge? Knyp, 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 knyp. So dan knyp hierdie vrou mens 100 keer 'n dag, maar sy oefen net 30% En dan is sy van haar eintlik spier. ook net exhausted, dan is daar nie uithou vermoë nie. Dan is daar nie want hy het nie uithou vermoë geleer nie. van die slow En- twitch nie. Ek het een keer gelees dat 'n vrou gesê het, 'n dokter het gesê dit moet amper wees soos dat jy tissue uit 'n boks uit probeer Dis trek. reg. So en dan moet jy die tissue vashou. Dis reg. Kan ek julle leer? Asseblief? Okay. So die nommer 1 gaan ons Maar die nou nie lê op uithou die tafel. uithou vermoë oefening doen. So ons begin altyd van agter af vorentoe. ja. Want onthou ek het gesê die bulk van daai spier Is is agter, agter. ja. So ons knyp die anus amper of ons 'n windvol beheer. Jy moet net dink aan daai gaatjie, jy trek die gaatjie in die liggaam. Hou hom, nou knyp die vagina amper of jy 'n piepie wil beheer. So jy Ja. knyp hom toe en jy hou daar vir 1 2 3 4 5 ontspan. Ja. Kyk, as jy nog swakker geword hoor. Dankie vir dit. Kan finish hoor. So as jy nou voel Ek kan voel ek is styf en dan voel ek oef, ek die uithou vermoë gaan ek kan voel hoe gaan ek 'n bietjie. Ja. Exactly. En as jy nou gesien het 5 werk nie vir my nie, dis te lank, dan begin ons by 3. Of ons begin by 2. As 2 jou nommer is, dan is 2 jou nommer. Dan bou ons Ag ek op. terg sommer, ek gaan tot by 20. Natuurlik, ek het gedog 30. Uitstekend, draai dit uit. Dan knyp ons. Ons sê gewoonlik 5, ons hou tot 5 of 2 of 3 of 4. Herhaal 20. of 30. En herhaal ons hom 10 keer en ons doen hom 5 keer hierdie dag. 5 keer is baie. Dis baie. 10 keer op 'n keer en dan 5 sessies daarvan deur die Hoeveel dag. koffie Nee, nie drink jy, 5 keer op 'n Melanie? dag. Nee, ek drink nie 'n koffie nie. Okay, hoeveel water drink Nee, sy het jy? gesê 5 keer op 'n 5 dag. keer. So dis 5 keer op 'n dag. 5 keer Dis op 'n dag. 10 Hoeveel? sessies. 10 sessies. nee, 10 herhalings, Ja. 5 keer 'n dag. Dis 10 repeats en dan 5 keer op 'n dag. Wees maar dit koppel aan iets. 50 alkohol. Ja, Tweede so jy een. het nou gesê, hoe gaan ek dit onthou? So of jy gaan 'n reminder sit op jou foon of jy gaan dit koppel met elke keer as ek water drink. Elke keer as ek badkamer toe gaan, maar ek mag hom nie doen op die toilet nie. Ek moet nie my oefeninge doen om my urine te stop staat nie. En die rede vir dit is, dit leer my blaas om terug te hou. Want as ons moet gaan, moet ons gaan. Die hele blaas moet volledig. Maar ons wil nie hê hy moet terughou nie. So dit is baie belangrik. Dit is 'n ou mens storie. Dis 'n Want jare ou terug het hulle mens gesê, geloofie. Knyp jy gaan terwyl toilet jy- toe ja. en dan knyp jy 10 keer. Poing, poing, Terwyl jy poing gaan. terwyl jy piepie. Ja, om te Ja, wys dat jy nee, kan nie doen. meer nie julle. Ja. Nie meer nie. Dit is meer probleme. Right? Dan ook, ek gaan nou nog 'n ding add met dit, is die pelvic floor en die diafragma hulle werk saam. So hulle het hierdie relationship. Nee, so dit beteken as ek 'n diep asem invat, gaan my diafragma af, my pelvic floor moet ontspan. As ek uitblaas, gaan my diafragma op, dan knyp ek. So ons kan eintlik my pelvic floor oefeninge doen terwyl ek uitblaas. So as jy hom weer doen, so knyp jou anus amper asof jy eers diep asem in.
en blaas uit en terwyl jy uitblaas knyp, 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 knyp. Het jy dit beter gevoel nou? Mens nou voel is dit dit makliker. Jy voel hom makliker, Oh, yes baby. Ek het hom nog steeds hoor. Nee, wat My dan? tyd. Vat my tyd. Ja, dis fantasties. Baie beter. Baie beter. En Baie dis beter. daai pressure management wat ons daar kry. So hy's baie beter, nee. Nou, so dis jou uithou vermoë oefening. So ons kan begin by 2 is 2 nommer is, 5 is 5 'n nommer is en ons bou op gewoonlik hier tot 15 sekondes. Okay? Die volgende enetjie is 15 sekondes van herhalings of 15 sekondes vir die hou 15 15 sekondes en ons hou 15 sekondes. Ek is soos 'n dirigent. Exactly. En dit is letterlik net so. Ons Ja. die aksie is dit moet voel dat dit gebeur. Ja. Ek was by die aquarium. Wat is 'n aquarium in Afrikaans? Aquarium. Ek het die jellyfish daar gesien. Ek sê dis 'n perfekte manier Ja. hoe om pelvic floor oefeninge te Dit is doen. 'n veertjie. Dis reg. Ja. Okay. So dit's uithou vermoë oefening. Nommer 2 is die vinnig oefening. So hy moet vinnig kan knyp. Soos ek moet vinnig kan knyp wanneer ek hoes, of vinnig kan knyp wanneer ek nies. So dit is gelyk intrek, so die anus en die vagina gelyk, ontspan. Gelyk, ontspan. En as jy kan sien, dis 'n intrek en 'n heeltemal ontspan. Baie mense doen dit. O ja, jy gaan in en dan ontspan jy nie heeltemal nie. Jy doen dit, maar wat gaan gebeur as ek dit doen heeltyd? Ek gaan 'n spasma kry. Daai spier gaan in 'n spasma in wees. So dis belangrik dat as ek my Kegel oefeninge doen, dat ek knyp en al die pad ontspan. Knyp en al die pad ontspan. So ek doen hom net dat hy vinnig kan knyp en ontspan. Is dit goed om dit met uitasem ook te doen? Jy kan, maar hierdie is bietjie te vinnig om Dis met bietjie die vinnig. ja. Okay, kan ek vir julle 'n storie vertel wat my gebeur het eendag op die toilet? Moet ons nou weer 'n waarskuwing op YouTube gaan sit of is hierdie een okay? Nee, ek wil net vir jou vertel wat by gee 'n bietjie aan asseblief. Ek het nou net daaraan gedink toe jy gesê het as 'n mens nou jy weet as jy nou so bou, gaan die né? storie As jy nou so buig. Dis hoekom jy nou mos jou knie moet lig en lekker sit. Een keer gaan loop op vroegoggend man. Ek's mooi gereeld. En een oggend gaan ek lekker, ek het my koffietjie gedrink. Dis nou sulke tyd en ek is vinnig in en uit. Gaan op sit op die toilet, klaar, afgevee, alles happy en die volgende oomblik hoor ek kakoi. Ek dink nee. Dit het nou uitgeval. Val dit nou net uit my uit sonder enige sein. Ek moet dokter toe gaan, hospitaal toe. Dit val net uit. Ek dink nee, kan nie wees. Nou vat ek weer 'n stukkie toiletpapier en ek sê nee, maar my alie is silwer skoon. En toe ek weer dit so oopmaak, nee, julle. Ek was so getraumatiseer. Nee. Toe daar 'n so groot rot van buitekant deur my toilet gekom en toe ek so kyk, die tussen die toiletpapier alles is 'n rot. Ek spring op en ek skree en ek flash en alles flash behalwe die rot. Die arme rot. Nee, die arme ek. Weet julle vir hoe lank het ek so gepiepie en gepoos? Ek op my toilet kom en dink ek so, ek hang so in die lug want ek is so bang. Daar's 'n ding. Nou, is dit vroeg in die oggend, nou neem ek 'n foto. Neem ek 'n foto van die rot en ek stuur vir my kinders en ek sê ja, kan julle glo dit is nou net in my toilet. Stuur my middelkind vir my sy spas en ek sê, "Jessa mamma, wat eet jy?" So ja, ek wil net jou sê dit is nou my badkamer storie wat my vir lank getraumatiseer het, want as jy na 'n toilet toe gaan en jy verwag dat daar so 'n skok gaan kom, en ek dink ek het my hele ritme opgedonder. Dis moet soos net jy nou jou my ouma het baie lange pit toilet nog gehad, jy weet, O, en daai ding ja. ek kan dan in die middel van die nag, daai donker toilet en dan sien nog bang jy val in ook, jy weet so. En daar's slange en goeters daar. Nee, presies. Ek dink die ander ding wat 'n mens moet sê is gaan na 'n pelvic floor persoon toe as jy Definitief. fisio toe. 'n Fisio toe. Definitief. Daar's geen skaamte daarin nie. Ek het byvoorbeeld toe ek my hele reeks gedoen het oor hysterektomie, het ek geleer dat eintlik baie belangrik is of voordat jy jou hysterektomie het, as jy tyd het, as daar nie 'n krisis is wat hulle dadelik moet opereer nie. En dit is maar die minderheid gevalle.
gaan voor die tyd na 'n pelvic floor persoon toe, dat hulle dan vir jou help, want een van die grootste probleme wat jy gewoonlik na so 'n abdominale operasie kry, vir alles dit nou sny en alles is dat jy vreeslik hardlywig is, ook van die pynmedisyne en so aan. Narkose. En dat dit 'n regte angs verskaf dan om weer rustig te gaan en natuurlik jy seer en so aan. Plus dat jy dikwels dan ook pelvic floor probleme kry, vir alles wat 'n radikale hysterektomie is, waar jou cervix ook verwyder is en sommige van die ligamente en jou dokter moet lekker jou blaas dan anker, anders kan jy allerlei probleme kry. So vir my is die ander ding, hoekom ons ook hieroor wil praat vandag, is om te sê, vereis skaamte weg. Moenie net gaan begin doekies insit of stil by Clicks jou broekies gaan koop wat dit gaan opsuig en daai tipe goed nie. Daar's hulp. Dis algemeen. Dis baie Dis algemeen nie en daar's normaal hulp. nie. En daar's hulp. Ek dink ons het so dit amper normaal gemaak. Dis algemeen, maar algemeen beteken nie normaal Reg. nie. En jy Dit hoef kan nie tot so in jou te wees 90's, nie. jy kan tot in jou 90's wees en geen van hierdie probleme hê nie, maar jy gaan moet bietjie oefen en dan as as jy nie kan regkom met die oefeninge nie, of as daar nog steeds 'n probleem is, of as jy 'n groot probleem voel, gaan na iemand toe, soek hulle op. Daar is fisio's. Daar's Sien die oral, plaas in die hele land is daar Fisio's, fisio's. En dan as dit regtig nodig is, daar surgical procedures As jy wat moet. vinnig en baie positief is wat kan help met, jy weet, daai hammock en Dis daar's wonderlike oplossings. So ek dink 'n mens moet maar doen. soos ons sê in die begin toe ons nou gesê het, dis gaan vir die operasie, maar gaan ook vir pelvic floor. Eerste stap pelvic 1. floor. En weet jy wat dink ek ook? Boonbehalwe nou as jy hysterektomie het vir jy nou babatjie gehad het. Ek dink net sommer so oor die algemeen, moet 'n mens iemand soos jy gaan sien wanneer 'n mens ouer word, ook vir jou bloot vir jou seksuele gesondheid. Dis reg. Want Reg. ja, why not? Exactly. Daar is sulke mense Reg, soos jy dit is. en ek dink dit is nie invasive nie. Party mense sê dit is baie invasive as iemand nou voel hoe kan jy knyp. Niks meer as 'n dink, ginekoloog nie. baie minder as 'n ginekoloog. En weet jy wat? Miskien is dit wat ek alleen is. Dis vir my baie lekker. Nee, ek dink so, maar ek bedoel, it's not that bad. Dis heeltemal. Gaan vir 'n bietjie TLC, julle ouens. Gaan jou net goed doen. Daar's een van die dokters, ons het 'n Irugani kongres gehad in die einde van Februarie. En Dekalo Moabo, hy is in Limpopo en hy het gesê, ek gaan dit in Engels sê, the biggest pitfall of pelvic floor surgery is not offering physio. En ek dink dit was so 'n goeie statement om te sê, want baie keer dink ons dat die operasie hierdie magic ding is, dat dit gaan alles opred, maar dan het die pasiënte nog steeds probleme na 'n operasie. Nee, dis baie goed. En ek dink dit is sulke goeie raad. Verskriklik Ja. dankie Monique. Maar voordat ons julle gaan, sê gou vir my, wat maak jou gat vol in die lewe? Ek dink wat vir my gat vol maak is nog steeds in 2026 dat as 'n vroumens na 'n dokter of iemand toe gaan op 35 en sê, dit gebeur met my en dit gebeur met my, dan sê die dokters, jy's te jonk vir perimenopause. Ek dink ons moet seker maak dat ons weet wat die simptome is en dat ons vir onsself advocate. Monique, baie dankie aan julle ouens by die huis. Baie dankie dat julle ons ondersteun. Dankie dat julle saam luister, saam kyk. Onthou om te subscribe asseblief, ou maatjie. Druk daai knoppie, dis gratis en julle help ons baie. Geef vir ons 'n like, dit maak net ons harte so bly. En aan al ons sponsors en ons wonderlike gaste, haleluja en baie dankie. Welkom terug julle na hierdie interessante en insiggewende onderhoud wat ons gehad het met Monique. Melanie, gaan jy nou jou oefeningkies doen en gaan jy Ja. reg staan en reg asemhaal? Altyd. for Wil nie you. begin lek nie. Maar dis nou ook tyd vir ons gatvol vir kook. So met Frozen for You, dankie Frozen for You. Hierdie week is een van my gunsteling produkte wat ek gereeld eet met Frozen for You. En dit is hulle vegan bolognese. Dit kom in so 'n houertjie, lekker houertjie gevries. Vreeslik vinnig wat dit ontvries, dit klomp lensies in, tamatie en so aan, so dis regtig voedsaam. En ek eet baie keer 3 keer hiervan. As ek rys eet saam met dit of pasta, of jy kan selfs as jy nou jou eie herderspastei wil maak, dan gebruik jy hierdie as die basis en dan sit jy nou net aardappels bo op, soort van sagte lekker aardappeltjies. So ek is baie lief hiervoor. Ek eet dit al vir
jare lank van hulle af. En is ook vreeslik handig as jy dalk 'n vegetariër kry of 'n vegan kry wat by jou kom eet, want hierdie is vegan, dis nie net vegetaries nie. As iemand by jou kom eet en jy weet nie wat om te maak nie, gaan koop hierdie houertjie en jy maak vir hulle die lekkerste pasta en jy kan ook natuurlik vegan kaas kry as jy so 'n bietjie wil boer gaan of vegan parmesan. So baie lekker. Ek kan regtig hierdie Ek gaan net aanbeveel. daarna kyk. Baie lekker. Okay, lentils, carrots en broccoli. Hulle sê Baie ons healthy. moet carrots en broccoli elke Ja. dag eet. So dit klink vir my fantasties. Ek is nou nie vegan of vegetaries nie en ek sal nie 3 eet as jy kry nie. Want Melanie eet so 'n voeltjie, ek Nee, eet hom nie. glad nie. Maar hierdie voel vir my of ietsie wat ons almal kan geniet. Ja, en jy het dit al Okay. by my geëet, jy weet dit net nie en dit geniet, onthou jy? Ek baie dankie Melanie. Wat het jy geëet? Okay, ek het hierdie chicken alfredo gehad. Lekker romerig. Dit was so romerig en so lekker. En gewoonlik druk ek goedjies in die airfryer. Maar hierdie keer het ek besluit om dit in die mikrogolf te doen. Reg. So ek het net gepom aan. Paar sekondes. En jy weet wat, ek het nie dit was deur die loop van die naweek, ek was nie lus vir fritariasies nie. So ek het net my bakkie gehad want daar's klaappasta in. Ek het net vars basil uit my tuin uit 'n bietjie daar opgesit. And that was that. Dit is die hele ete. Ek het toevallig ekstra parmesan in my yskas gehad. So ek het net nog parmesan want ek kan parmesan so met lepeltjies eet. Toe het ek net dit oor in tjoefchap. Binne ek sal sê 4-5 minute, toe het ek die bakkie in die hand en die lepeltjie en daarso het ek nou my TV etetjie geniet. Ja, So dit was fantasties. En Frozen for You beveel aan dat jy van hulle sourdough, wat is dit in Afrikaans? Suurdeeg? Suurdeegbrood, is dit? Seker, Sourdough ja. brood, Ja, sourdough brood wat hulle suurdeeg, ja. ook verkoop. Lieflike groot brood dat jy dit saam met hierdie eet, dan kan jy natuurlik lekker al die souse so op Onnatuurlik. of dit sommer so net so aan die een kant sit. So ja, Frozen for You julle. En onthou julle kan dit ook aanlyn bestel van hulle af en hulle lewer ook af. So baie dankie Frozen for You. Baie dankie vir almal van julle wat inskryf na ons toe. Ons waardeer dit baie. Onthou ons e-pos is info@grysengatvol.co.za. Cheers. Cheers. En daar stop ons vir vandag. Tot volgende keer julle, soet wees en gaan hardloop op jou entjie en oefen jou spiertjies en ons sien jou binnekort. Totsiens van my. En moenie te soet wees nie. Het maar so 'n bietjie pret aan die kant ook. Groete. Hierdie potgooi is slegs vir inligtingdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.